Die afgelope jaar het daar baie gesprekke rondom sorghum plaasgevind. Die Algemene Vergadering van die Verenigde Nasies het in hulle 75ste sitting 2023 verklaar as die internasionale jaar van millet, waarvan sorghum deel is. By my in die ateljee om te gesels oor van die planne om sorghum te laat herleef onder beide produsente en verbruikers in Suid-Afrika is Petri Fourie. Petri, baie welkom. Baie dankie, Annelie. Petri, om mee te begin, wat is sorghum en hoekom is dit so 'n belangrike gewas? Ja, dankie Annelie. Ek wil aansluit by jou eerste punt wat jy genoem het rondom die baie gesprekke wat in 2023 plaasgevind het. Is uitgesluit hierdie dat dit internasionale jaar van die millet was nou in 2023, was dit ook die tweede internasionale sorghumkonferensie wat plaasgevind het. En dan as ook saam met dit het die DSI, Departement Wetenskap en Innovasie, het hulle ook mos nou hulle projek afgeskop om te kyk hoe kan ons 'n cluster-inisiatief vorm. So dis 'n ongelooflike goeie inisiatiewe en hele sorghum wat net eintlik op 'n ander vlak deesdae in besprekings is. So daaroor is ons baie dankbaar en die hele bedryf wat opgewonde is oor dit. So om aan te sluit by jou vraag, wat is sorghum? Ons almal ken mielies, maar sorghum ken ons nie. En sorghum is 'n kernbelangrike stapel voedsel ook vir ons as verbruikers. So ons weet byvoorbeeld sorghum word verbruik in Afrika en sorghum word ook verbruik in lande soos Indië. Maar dan weer aan die ander kant, as ons kyk na lande soos Amerika, is dit kern waar dit gebruik word vir bio-etanol, maar ook dan natuurlik meer in die dierevoedseldeel. So presies waarmee ons nou as bedryf besig is met hierdie kern van sorghum as 'n stapelvoedsel, hoe kan ons dit nou meer eintlik herlewe binne Suid-Afrika spesifiek? So die fokus rondom sorghum is eintlik 'n area waar ons op regtig met aandag gee. Daar is soveel voordele aan sorghum. As ons net kyk, dit is byvoorbeeld 'n gewas wat ons weet wat nie GM-tegnologie in het nie. Dis glutenvry. Ek dink almal in gesprekke praat ook deesdae in klimaatsomstandighede waarin ons is, dat dit ook 'n baie meer tolerante gewas is vir droogte toestande. So dit is natuurlik hierdie aspekte van waarop ons wil fokus dan ook en hoekom sorghum belangrik is. Petri, wat is die huidige situasie in die Suid-Afrikaanse sorghumbedryf en wat is sleuteltendense wat julle opmerk? Annelie, uitdagend is die woord, maar saam met uitdaging kom die geleenthede. So as jy kyk na tendense spesifiek, ons weet ons verbruik neem af, ons produksie neem af. En as ek nou spesifiek op daai twee aspekte kan fokus, so die heel eerste ding wat vir ons dink ek die kernuitdaging is met hierdie verbruik wat toenemend afneem. As hier rondom die jare 1990 kyk, dit is omtrent so tussen 260.000 ton wat verbruik was. En as jy die afname kyk of die huidige syfers is omtrent so 130.000 ton. Spesifiek ten opsigte van die verbruik en die afname is daar hoofsaaklik twee aspekte wat ons in ag geneem. So die verbruik is vir die menslike verbruik en dit maak omtrent so 90% van ons verbruik saam. Maar dan is daar ook so 10% wat meer in die dierevoer ingaan. Maar as ons op die menslike verbruik komponent kan fokus, is daar dan 'n een wat gaan meer as ons praat in die bierverbruik, die malting soos wat ons normaalweg van praat, die vermouting, en daai tendens weet ons eintlik het ongelooflik afgeneem. Ons kyk rondom die jare van die 1990 was dit die kernverbruik wat versorg gegaan het, maar daar's groot veranderinge wat plaasgevind het. Almal het mos nou meer, ons praat van ons kraftbeers, ons praat van ons kleerbeers, en dit het bygedra tot die afname. Maar dan aan die ander kant, eintlik een van die positiefste tendense wat ons sien ten opsigte van die verbruik, is dat die meelmark het toegeneem. So met hierdie toename in die meelmark wat mooi toegeneem het en toe ewe skielik begin dit sywaarts te beweeg. So dit is hierdie waarop ons eintlik moet kyk, hoe kan ons op daai area fokus, want dit is waar die geleentheid is vir sorghum. Iets van die ander fokus natuurlik is in die groot uitdaging is die produksiekant. As ons nou klaar oor die verbruik gepraat het. So die produksie is ongelooflike afname wat ons ook gesien het, ook konstant natuurlik, soos ons nou maar gesê het, konstante afname, maar baie volatiel ook. So in die jare 1990 omtrent, as ek nou daai as maatstaf kan gebruik, was dit omtrent dat produsente so 150.000 hektaar geplant het, Nou dit het afgeneem op die oomblik waar ons is, dat ons so minder as 40.000 hektaar plant. Natuurlik is daar ongelooflike uitdagings rondom dit nou ook, en ons almal weet natuurlik, ons praat van in mielies, daar's baie tegnologie beskikbaar. Uitgesluit die tegnologie is dit natuurlik dat ons almal praat van die kwelias. Natuurlik dit het groot impak op ons produsente en hulle winsgewendheid en die groot verliese wat dit teweegbring. Maar hierdie hele situasie op die oomblik, vraag het afgeneem, produksie het afgeneem en waar ons in heiliglik in 'n situasie is dus met invoer. Natuurlik is dit nie ideaal nie, want ons as land kan self produseer. Ons moet selfvoorsienend kan wees. En dit is natuurlik die aspekte wat ons moet kyk, hoe kan
kan ons daai produksie ook dan nou opstoot. Petro, dis mos soos 'n eeuoue argument. Wat het eers gekom, die hoender of die eier? Waar moet ons fokus om die sorghumebedryf as geheel te stimuleer? Begin ons by vraag of begin ons by aanbod? Ja, weet jy Annelie, dit is reeds die kerngesprekke waarin die bedryf eintlik mee betrokke is. En dit is van daai vrae wat op die oomblik nou beantwoord moet word. Want weet jy wat nee, die groot uitdaging saam met dit is die bedryf en die mark is so klein met sorghum. As ons kyk byvoorbeeld nou, as produsente een seisoen net te veel aanplant, dan sit ons in 'n surplus situasie. Op die oomblik as die vraag ook te min is, dan kry ons dat skepe ingevoer word en as 'n een skep wat inkom, dan is ons ook weer in 'n ooraanbod, nê? So hier is waar die gesprekke plaasvind, maar as 'n mens byvoorbeeld nou kyk, produsente, as 'n gewas vir hulle winsgewend is om aan te plant en as die regte kultivars daar is, vinnig kan ons produksie eintlik opstoot. So dit is waar die fokus moet inkom rondom die verbruik en hoe kry ons hierdie voordele wat sorghum vir ons verbruikers kan wees met hierdie voedingswaarde en eintlik die woord is natuurlike voedingswaarde wat dit ook al vir ons as verbruikers on kan bring en dis waar die fokus eintlik moet wees dat ons die verbruik eerder stimuleer en produsente sal vinnig daarbey aansluit en natuurlik om sorghumproduksie uit te brei. As ons eie mark gestimuleer het en vergroot het, en dan kan ons weer kyk na uitvoer en na ander markte toe. Absoluut hoor, dan kan ons hopelik weer teruggaan na ons jare waar ons voor 2010 was om te kyk hoe kan ons uitvoere ook dan natuurlik weer gestimuleer kry. Ons is baie opgewonde oor sorghum, ons sien uit om te sien wat gaan nou die sorghumbedryf in Suid-Afrika vermag hierdie jaar. Annelie, ek dink ons almal is betrokke met hierdie bedryf omdat ons die potensiaal sien, so ek dink dit is iets wat ons almal oor opgewonde is.